Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 7 Oktober 2025 en ek groet julle hier vanuit Appington se wêreld. Ja, hier op die walle van die Groot Rivier. En vanaand gaan ons in die Superklets aand 'n bietjie gesels rondom al die polemiek oor die Ilyushin 76 Russies geboude vragvliegtuig wat sedert donderdag soveel amok in die media veroorsaak het met sy landing hier in Appington. Min mense is bewus daarvan dat daar baie keer tot 2, 3, selfs 4 vlugte 'n week deur IL-76 is hier na Appington, word gebruik vir troepering, vragte te skuwe en dikwels deur die weermag gehuur om dan hierdie werke vir hulle te doen. Vorige jaar was daar 'n geleentheid tot 5 van hulle op 'n slag hierso gewees en partykeer vir langer as 'n week aan een hier vanuit Appington geopereer. So vanaand om 7 gesels ek dan interaktief met al die Superklets lede en as 'n beginning het ek oopgemaak sodat almal kan saam kyk dat ons 'n bietjie gesels rondom die invloed wat die Russe op ons gehad het, nog steeds het, en wat kan ons van hulle vorentoe verwag ten opsigte van die situasie tans in Suid-Afrika. Maar goed, vanoggend wil ek met julle gesels oor die husse met die lang ore en baie sal onthou dat vroeë jare as ons nuuskierig was, het jou ma altyd vir jou gesê, of jy wil weet wie wat is, sê vir jou, dis husse met lang ore. Nou die husse met lang ore het vandag al so effens 'n ander betekenis, en dis die manne wat rondloop en probeer fout vind met alles wat in Suid-Afrika gedoen word. Maar fout vind met dit wat gedoen word in 'n poging om onsself te verbeter of te beveilig en planne te maak om onsself te beskerm vir die dag wanneer 60 miljoen mense ongelukkig gaan wees hier in Suid-Afrika. Ons is net 4 miljoen mense. As ons onsself nie kan mobiliseer en gereed kry om te oorleef nie, dan sal ons dit nie maak wanneer die massas totaal beheer oor hulle self verloor nie. Want ons hoor mos dat hierdie kaland Julius Selumalema, wat hier sê, a man on a mission to liberate a black man. Good night, lovely fighters. Die hele konsep van liberation. Dis asof liberation nog nie plaasgevind het volgens die jonger generasie nie. Nou, dit is so dat Che Guevara het vir geleentheid gesê dat geen revolusie is volledig voordat daar nie bloed gevloei het nie. En ek praat van baie bloed, sigbaar, nie soos dit oor die afgelope 30 jaar sporadies en al meer en meer in Suid-Afrika die moorde, plaasaanvalle plaasgevind het nie. Maar die husse het 'n groot probleem. As jy met 'n kamp hou vir jou jeug, dan wil hulle onmiddellik weet wat se opleiding doen julle, of hierdie ouens doen opleiding of hulle doen dit, en kyk net die chaos wat veroorsaak was met 'n anti-poaching kamp wat daar aangebied was noord van Pretoria, en hoe het almal daaroor gereageer. En die storie van die opleiding daar by Nelspruit, Witrivier spesifiek, waar daai klomp Libiërs opleiding ontvang het, dit het ook 'n stille dood gesterf en geen haan het ooit weer daaroor gekra nie. Want dis asof die huise eintlik net fokus op daai klein 4 miljoen mense oor wat hulle nie mag doen om hulle self te beveilig teenoor 60 miljoen ander nie.
So, die vraag wat 'n mens moet vra is, mag jy nie? Ons weet, hulle sê jy mag nie. Dis asof hulle baie bang is en selfs as met al die BEE wette, is hulle lyk my baie meer bekommerd oor wat die sogenaamde regdenkende mense of dan regses vandag wil doen, eerder as die ekstremistiese linkerkant wat hulle wil doen. En dan die huise fokus dan ook op hierdie hele ding van divide and rule. En ons het al gesien hoeveel organisasies het hulle al in twee laat skeur deur hulle eie manne in te sypel in die geleedere en dan gebruik hulle hun persoon om daai verdeeldheid te saai. En daar's 'n paar voorbeelde daaromtrent ook in die onlangse verlede wat gebeur het. En die oomblik as die manne nie meer wil saamspeel nie, dan is dit ander dreigemente van tronkstraf en so meer en so meer. Dit terwyl die ander kant, die ekstremiste linkses, extreme linkses, wat hulle fisies opleidingskampe mag hou, daar word nie teen hulle opgetree nie, hulle mag hulle wil vir 'n revolusie uitspreek, soos wat hier ook dan gesê word. Laat ek net hierdie skyfie byvoeg. We are ready, combat ready to defend the revolution. So hulle praat nog van hierdie revolution wat moet plaasvind hier in Suid-Afrika. En op die kleiner fotootjies kan julle sien, is daar manne in kamoufleerdrag. Dan wys ek ook die volgende een vir julle. Dan kan julle maar net kyk, hier word hulle marseer, dis ergens daar in Soweto. En daar kan julle vir hoofman oor 100 Loslip Malema ook sien staan, waar hy seker moet sy as commander-in-chief, soos hy homself noem, met van sy manne dan praat. Maar hieroor sal jy niks vind nie, hier vind nie ondersoeke plaas nie, daar is nie arrestasies wat plaasvind nie, niks. Dit is net as daai klein minderheidjie dit durf waag om hulle self voor te berei vir 'n moeilike en uitdagende tyd wat op pad sal daar opgetree word. Hier is ook 'n klomp manne wat saamgetrek is in kamoufleeruniforms. En ek weet op sosiale media het hulle baie kritiek getrek. Maar in plaas daarvan om kritiek te trek by ander kykers, lesers, is dit baie meer belangrik om kennis te neem van wat is hier aan die gebeur. Wat is hier aan die gebeur? En dan sien ons die EFF Soweto sê, the revolution will start in East London January 2026. We are more than prepared. En dan at 23 January 2026. Dan sê die persoon daar in sy aanhaling, be peaceful, be cautious, obey the law, respect everybody, but if somebody puts his hand on you, send him to the cemetery. Maar kyk, hoe word daar gemarseer, oefeninge gehou, drilloefeninge gehou, want hulle besef waarskynlik dat dit net so belangrik is om dissipline te probeer vestig onder 'n groep andersins nie opgelei as soldate groepering nie. Maar hier vind opleiding plaas, effektief, en ons sien absoluut geen optrede of 'n wil dat daar opgetree word teenoor die EFF se militantheid nie. En daar's baie ander groeperinge, daar's baie video's wat die rondte doen, waar hulle fisies besig is om te skiet, opleiding te doen, hierdie kant toe en daai kant. Maar laat ons net 'n jeugkamp aanbied. Dan is hulle op ons. Dan wil hulle weet, hierdie kant toe, daai kant. Hoekom doen julle 'n jeugkamp? Hoekom doen julle dit? Julle sê julle gee nie opleiding nie, maar hier doen julle nou dit. Waar is die regverdigheid en die gebalanseerdheid in die hele situasie? Op die einde van die dag bevestig hulle maar net wat ons reeds weet. Daar is geen
beskerming van enige aard na daai klein groepie van 4 miljoen moontlik is teenoor 60 miljoen. Niemand daaroor vra nie. En dit lyk asof inteendeel sal hulle fokus op hierdie klein groepering wat net ten doel het om te oorleef, om hulle self teen hulle te fokus, as wat hulle fokus op diegene wat juist gaan meehelp en meewerk om die val van Suid-Afrika teweeg te bring. Want ergens op 'n stadium, wanneer die meer gaan hoogloop, waar daar tekorte gaan wees, ongelukkigheid, woede, geweld, gaan hierdie groeperings, soos wat ek nou weer gewys het, amok maak. En ons moet kennis neem daarvan. En daarom, gesamentlik met wat ek verlede week onder andere gesê het, dis tyd dat ons sê, ons sal onsself voorberei. Ons het die reg op lewe. Ons het die reg op voortbestaan. En niemand kan ons beskerm nie, en ook nie die huise nie. Die huise het ten doel om ons te verdeel, om ons swak te maak, om ons makliker teikens te maak. Dis wat die huise wil hê. Want hulle vrees 'n georganiseerde groepering wat vorentoe net wil oorleef. Die dag wanneer ons op een of ander manier onsself by hierdie paramilitêre groepe of teen hierdie paramilitêre groepe moet beskerm. En ons sal ons stemme moet dik maak. Ons sal ons rug moet reguit maak. En soos gisteroggend waar ek gepraat het rondom die sakelei wat sal moet standpunt inneem, so sal ons mense ook moet begin standpunt inneem. En dit baie duidelik maak dat as julle ons nie kan beskerm nie, en ons is aangewese om onsself te beskerm, dan het ons die reg om dit te doen. En sal ons dit doen met dieselfde effektiwiteit as waarmee ons die land in die verlede gebou het, tot waar hy in 1994 die hoogtepunt bereik het en toe begin verval het in iets wat onherkenbaar is as die Republiek van Suid-Afrika. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en mense moet nie vergeet om vanaand om 7 in te skakel nie, waar ons 'n bietjie gaan gesels oor die hoogs kontroversiële situasie van hierdie Ilyushin 76 vragvliegtuig van Russiese oorsprong wat hier in Appington land. Dan gesels ons 'n bietjie daaroor en hopelik maak dit ook mense se oë oop en skep dit 'n bewustheid van die werklike situasie waarin ons as Suid-Afrikaners verkeer, onlosmakend ingetrek deur die ANC geleide regering van nasionale eenheid. Geniet jou dag en ek sien jou vanaand om 7 uur.